My hande hef, ek Goeiemôre, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening, vanoggend weer hier by julle met 'n woord vir die dag. Ek wil ons woord vandag 'n titel gee: Die wortel van alle ewels. Ek weet nie of jy weet wat dit is en waar die woord van die Here oor dit praat nie, maar ek wil dit gou-gou vir jou lees. Kom ons gaan kyk. 1 Timoteus 6 vers 9. Hy sê, maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwaase en skandelike begeerlikhede, wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Yes. Dink julle ons moet hierdie skrif ernstig opneem? Ek sou sê ons moet, want hoor wat doen die vrug van die wat ryk wil wees. Hierdie wat hy sê, die wat ryk wil wees, dis 'n jaag na geld. Dis mense, hulle het 'n liefde vir geld, né? En dis 'n probleem. Nou sê hy, die wat ryk wil word, val in versoeking. So hy sê, iemand wat ryk wil word, val in versoeking. So julle weet julle wat, ons moet pas op vir dit. Want saam met wil ryk word, kom versoeking. Dan sê hy, en strikke. Jy sien, baie keer waar 'n mens geld moet najaag om dit te kan verkry, wag strikke vir jou. Soos byvoorbeeld leuns. Ek wil net die strik gou noem, leuns. Né? Oneerlikheid. Rondom om geld te probeer kry, of die wegsteek van goed om geld te kan probeer kry, né? So, en baie dwaase en skandelike begeerlikhede, wat die mense laat wegsink in die verderf en in ondergang. So julle, daar's niks fout daarmee om geseën deur die Here te wees nie. Daar's niks fout daarmee om 'n goeie lewe te kan lei nie. Maar ons moet net pas op dat geldgierigheid en die hebsug nie deel begin besit neem van ons nie. En ek wil sê, ons moet daarop let dat ons oë nie op geld die hele tyd is nie. En alles rondom geld dra nie, want dit kan ons tot 'n groot val bring. Die woord waarsku ons teen dit. Hy sê, want die geldgierigheid is die wortel van alle ewels. Die geldgierigheid is die wortel van alle ewels. En omdat sommige dit begeer, so jy sien die geldgierigheid en die begeerlikheid daarna, né? Dan sê hy, omdat hulle daarna begeer, het hulle afgedwaal van die geloof, en hulle self met baie smarte deurboor. Hulle het afgedwaal van die geloof, en het kom van die wortel van geldgierigheid, van om geld te wil hê, en toe word hulle, omdat hulle dit nie kan kry nie, en die dinge begin verkeerd loop, begin hulle met allerlei smarte deurboor word. Julle sien julle hoekom sê ek, ons moet versigtig wees, wanneer dit kom by om ryk te wil word. Weet julle wat, die woord van die Here sê, dat die seën van die Here maak ryk. Nee? Dan sê hy, die Here seën die regverdige in sy slaap. So ek wil na julle toe kom vandag, en dit is nie om lui te wees nie. Daai slaap is nie om lui te wees nie. Die Here seën die regverdige in sy slaap. Dit is 'n tipe van 'n rus van die Here, 'n geestelike tipe rus, terwyl jy ook werk. Nee? OK. So, ek wil nie nommer 1, hier wat hy hier sê, mense laat wegsink in verderf en ondergang. En hier wat hy sê, en hulle laat afdwaal van die geloof. Julle, weet julle wat, ek wil nie van my geloof afdwaal nie. En ek wil nie hê goed met my geloof van my steel nie. Nou kom hy in vers 11, nou sê hy, jy man van God, vlug van hierdie dinge weg. Jaag die geregtigheid, die godsaligheid, die geloof, die liefde, die lydsaamheid en die sagmoedigheid. Hier is die goed wat ons moet jaag, julle. En dan kom hy, vers 12. Stry die goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige lewe. Dan sê hy, waartoe jy ook geroep is
en die goeie belydenis voor baie getuies aflê. Hierdie vers 12, stry die goeie stryd. Gryp na die geloof. Maak dit nie iets wakker binne in jou wat jy graag sal wil hê nie. Daar's baie mense wat ryk is in hierdie wêreld, maar nie ryk is in God nie. Nee, weet jy wat, die Here gaan jou seën as jy hom najag. Dis nie verkeerd om besittings te hê en finansiëel wel af te wees nie. Dis nou glad nie wat ek hier sê nie, né? Maar wanneer dit 'n begeerlikheid van die hart is, 'n verkeerde begeerlikheid, amper 'n tipe van 'n afgodstipe begeerlikheid om te hê en 'n dryf en 'n gierigheid, en dan sal leuns begin inkom en allerlei dinge begin inkom om dit te kan verkry, sê die woord, gaan jy deur allerlei smarte deurboor word. Kom, ek dink ons moet 'n gebed doen, nadat die Here ons sal beskerm, dat ons nie in dit kan val nie. Kom ons maak ons so toe. Vader, ons kom na U in die naam van Jesus Christus, U Seun. Here, die mense het so 'n geneigtheid om geld te wil jaag, Here. Ons het die geneigtheid, Here. O Here, terwyl ons U, wat die Here God is, moet jaag, en dan gee U vir ons beloftes dat U ons ryklik sal seën op alle areas en vlakke, Here. Here, help dat die vyand ons nie sal potjie, dat ons ingevang word in die net van geldgierigheid nie. Here, maar laat ons gefokus sal wees om U te jaag, want die seën van die Here maak ryk. Here, en ons dank U daarvoor, en ons ontvang dit nou, in Jesus se naam. Liefde, seëning, pastoor was. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal, en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien. Baie liefde en seëning vir julle. Amen.